En jy is ingeskakel op die groot ontbyt. Dis Groot FM 90.5 geluister, Dou voor dag met uitsig en ons kykers het so insetsel gesien van die mense oor die Eskom verhoging, maar ons gas Kulu Pasiwe het 'n verkeer vasgesit. Hy is hier, maar ons het hulle net omgedraai want ons praat nog steeds oor ekonomie of omgeswaai. François Stoffberg, ekonoom by Efficient Groep. Hy is very efficient as dit by tyd kom. Elsa? Ja, vir diegene wat sopas by ons aangesluit het, Eskom het vroeër aansoek gedoen vir 'n 17% kragtariefverhoging en verskeie verhore is die afgelope tyd landwyd deur die nasionale energiereguleerder NERSA van stapel gestuur voordat hy sy finale besluit sal neem. Nou goed, Fransjo, kom ons begin by jou om uit te vind watter invloed sal so 'n verhoging op Suid-Afrika hê. Ja, kom ons spring sommer reguit in. Verlede jaar het ons gesien 12.69% en hierdie jaar doen hulle 'n aansoek vir 17%. Dis nie so hoog soos wat dit al was nie. So 'n paar jaar gelede onthou het ons die 25% verhogings gesien. Dit gaan meer Suid-Afrikaners raak. Voel ek definitief soos ons nou net gehoor het, geluister het na wat die verbruiker sê. Juis omdat wel die meerderheid betaal elektrisiteit. Dit is nie soos die meerderheid wat dalk nie skuld het nie in Suid-Afrika omdat hulle dalk nie die regte inkome het om skuld te maak nie. En daarom gaan ons net veral ook oor die rentekoerse praat. Ek dink hierdie gaan 'n groter impak hê. En wat Eskom probeer doen is hulle het 'n nuwe tariefbeleid begin volg van 2013-14 en hulle het tekortkoming gehad op hulle balansstate wat hulle nou terugklaim, as ek dit so kan sê, van die staat of so. Hulle gaan nou en sê, hoorie, ons het 'n 22.8 biljoen rand vir daai jaar tekortkoming gehad en ons moet dit nou opmaak want julle het gesê hierdie is die tariewe wat ons moet vra, NERSA nou. So dit is nou dit wat hulle probeer opmaak en om dit op te maak, moet hulle nou die prys verhoog met 17%. Volgende jaar gaan dalk selfs meer wees. Maar ons worry volgende jaar oor volgende jaar. Ons het vanoggend gehoor dat ons nie te veel bekommerd oor môre nie. Nou wat ek het so die gemiddelde huishouding gebruik ten minste 1000 kilowatt 'n maand. Dit gaan jou nou amper R290 meer kos vir daai 1000 kilowatt. Verstaan dit klink nie baie nie, maar nou moet ons dit in ag neem. Dis nie die enigste produk wat duurder of goedkoper word nie. En interessant ook as mense aan inflasie dink, my baas Dawie kry 'n piep as mense praat as hulle sê hierdie oliepryse het nou gestyg, nou neem inflasie toe. Dit is seker wel as ons so in praat is dit seker waar, maar teoreties is dit nie regtig waar nie. Inflasie is die gemiddelde prysverhoging van 'n klomp goedere en dienste vir die gemiddelde verbruiker. So dan moet ons nie net na een produk kyk soos nou inflasie nie, maar dan moet ons ander produkte ook in ag neem wat ook dalk goedkoper of duurder word. En onder andere sien ons nou vanoggend ook weer gepraat die kospryse wat ons verwag wat gaan toeneem. Maar dan help die petrolpryse ons weer bietjie. Maar gister, toe sê die goewerneur van die Reservebank, Lesetje, vir ons dat hulle verwag dat inflasie teen die einde van hierdie jaar 7.8% gaan raak. Sjoe. Nou dit sê nogal vir ons baie. En aan die hand daarvan dink ek was dit 'n goeie besluit van hulle om wel die rentekoerse te verhoog. Nou, ja. Ek wil by jou hoor, dit is nou die invloed op die verbruikersmark, maar as ons nou kyk op die verdere ekonomie, watter impak sal dit dan daarop hê? Wel, dit begin definitief by die verbruiker, maar onthou, die verbruiker gebruik net soveel van die elektrisiteit ook, dan is dit die produsente wat baie elektrisiteit gebruik en so ook boere ensovoorts. Nou, wat dit nou moeilik maak is, hierdie ouens ding reeds mee teen wêreldmarkte en dit is reeds duur om goed te produseer in Suid-Afrika. Arbeid is onder andere redelik duur in vergelyking met ander lande. So hier help die wisselkoers ons eintlik uit vir die wat wel uitvoer. En want ons goedere is nou 40% goedkoper. So as jy 'n buitelander 40% van Maart verlede jaar is ons goedere 40% goedkoper. So dit help hulle bietjie aan die uitsetkant. Maar hierso terwyl die goedere nog geproduseer moet word, onthou baie van ons produkte word ook ingevoer, masjinerie word ingevoer, insetprodukte word ingevoer en dan maak ons die BMW of die Mercedes of hoe dit nou ook al in Suid-Afrika. So ons verloor 'n bietjie, maar nou elektrisiteitspryse 'n groot insetkoste. Van die vervaardigingssektor die grootste insetkoste. So as dit nou toeneem met 17%, dan kan jy nou net jouself indink daai 40% wat hulle nou aan die ander kant kry, raak nou al hoe minder. So vir 'n buitelander wat wil langtermyn investeer in Suid-Afrika, daar's reeds goed wat ontstel. Nou een van sy grootste insetkostes word ook meer. So dit is soos 'n nat handdoek
oor die vlammetjies te gooi wat nou wil opkom. So nie so goeie nuus nie, ja. As 'n mens kyk na werkskepping, watter invloed sal dit daarop hê? Wel, weer eens dit sal afhang wat se sektore meeste daarvoor beïnvloed word, maar ons moet weer praat van wat in die gemiddeld gebeur. Onthou, as ons nou weer kyk, huishoudings het nou minder inkome, R290 as gevolg van die verhoging. Nou R290, dit is omtrent hoeveel jy die persoon wat jou huis skoonmaak betaal. So dis nou klaar 1 week minder wat sy kan werk. In effek, ons gaan die geld op ander plekke opmaak, is nie wat, maar nog steeds daardie persoon kan moontlik sy werk, nie moontlik sy werk verloor nie. Ek probeer net dit in konteks verduidelik. En in dieselfde met verbruikers. As hulle nou minder geld maak aan die ander kant, ja, ons moet die redakteur was net nou so te sê, die besighede moet nog steeds winsgewend probeer wees. In 'n smelter om hy ystererts staal te maak, gebruik jy so baie elektrisiteit, dit is astronomies. So groter insetkoste, minder werk word geskep op die ou end van die dag. Ja. Want ek besef, as ons huishouding vat, R200 en iets, maar kan jy nou dink, jy het 'n fabriek. Ja. Dis dan praat jy van duisende rande, wat baie meer is. Definitief. Sure. En net om weer terug te kom by die verbruiker spesifiek, in gister se rentekoersbesluit, ek het dalk gou vinnige sommetjie gaan maak. Vir elke R10,000 skuld wat jy op jou kredietkaart het, dit gaan jy nou so R3 meer 'n maand kos. So ek dink jy kan hom wing. Jy weet, jy gaan nie te ongelukkig wees nie, maar vir die van ons wat nou natuurlik huise nou al skuld en karre nou al skuld. Gewone huishouding het nou jou huisie R1 miljoen, 2 karretjies, jou Volkswagen nog 350 elk, so jy het so kom ons sê jy het so R1.7 miljoen wat jy skuld. Jy betaal prima. Daardie kostes gaan per maand, jou 2 karretjies in jou huis gaan R720 per maand meer kos. So ek gaan nou vat met my 13 eiendom. Geniet hom, wil mos so ryk wees. Skryf jou. Ek bel net 'n paar ouens, 'n paar dominees kom koop hulle my huis. Slim, Max. Hendrik gaan moenie. So dis baie interessant en ek wil definitief dan by die rentekoers verder uitkom ook. Want ek wil net weet, gaan dit hoeveel nog en moet hy vasteken of nie. So bly geskakel as jy wil weet of jy moet vasteken as jy 'n huispaaiement het en dan as jy nou baie depressief nou is oor al hierdie nuus, kan jy om die huis gaan hardloop bal gooi, want ons praat met Arnold Geerts met die sport net hierna. Ons het 'n rukkie vroeër met Fransjo Stoffberg gesels oor die aansoek van Eskom vir 'n 17% kragtariefverhoging. Ons wil egter nou 'n bietjie meer fokus op die rentekoersverhoging wat gister aangekondig is. Nou, Fransjo, wat is die redes vir die verhoging? Wel, die eerste rede is hulle is bang vir hierdie, soos ek gepraat het, 40% verswakking in die wisselkoers. Want soos ek sê, alles wat ons nou invoer, selfs al voer ons net presies dieselfde hoeveelheid goed in wat ons verlede jaar ingevoer het, wat omtrent 30% van ons ekonomie is, dit kos nou 40% meer van die begin van die jaar. Dis 'n astronomiese hoeveelheid. En nie net dit nie, maar ons sien nou ook, ons het die verwagting dat kosprysinflasie ook hoër gaan wees as in die verlede. Soos ek genoem het, die gouverneur of die Reservebank voel nou dat inflasie 7.8% gaan bereik. En hulle mandaat, hulle eerste prioriteit is prysstabiliteit om inflasie tussen 3 en 6% te hou. So hulle probeer nou bietjie voor die skip spring om te sê ons stoot koerse op, daardeur lok ons geld van die buiteland en dit appresieer dan jou geldeenheid. So dis die een deel. Nou, ek dink dit was 'n baie dapper beweging deur die gouverneur en ons was bietjie verras geweest. Onthou, verlede jaar toe hy ingekom het, sedert toe het hy al koerse met 1% verhoog. Dit is redelik nogal, soos ek sê, dit is nogal bold wat hy nou besig is om te probeer doen. Maar ek dink hy's in 'n baie unieke en bevoordeelde posisie. En die rede hoekom ek so sê is, almal verwag reeds Suid-Afrika se ekonomie gaan nie so groei soos wat hy moes verlede jaar en hierdie jaar nie. En ook daardie ekonomiese groei word nie meer gedryf deur die verbruikers soos wat dit altyd was nie. As 'n voorbeeld, in 2004 was huishoudings se skuld tot besteedbare inkomste. Soos jy 100,000 'n jaar verdien het, dan het jy omtrent 55,000 daarvan was skuld geweest. 2008 was daai skuld tot besteedbare inkomste amper 90% geweest. So dit was hierdie credit surplus, hierdie credit mark wat ons net skuld aangegaan het. Huise in Hartbeespoort gekoop, damme en jetskis en al hierdie goed en dit het hierdie ekonomie van die verbruiker se kant so 'n turbo boost gegee. Sedert toe het hierdie skuld al hoe meer afgeplat tot waar hy nou 78% is. So mense het bietjie meer, die verbruiker het bietjie meer skuld afbetaal. So hierdie groei wat ons die laaste ruk gesien het, word soos ek sê nie meer so gedryf deur die verbruiker nie. So indien hy nou koerse verhoog soos wat hy nou gemaak het, maak dit nie meer die ekonomie en die verbruiker
so seer soos in die verlede nie. Daarom kan hy die koerse so verhoog, aggressief verhoog en terselfdertyd, soos ek genoem het, buitelandse kapitaal aantrek na Suid-Afrika wat gewoonlik daartoe lei tot bietjie meer sustainable langtermyngroei. Nou oor die groot vraag wat ons vinnig in die advertensiebreek oor gepraat het, vasteken. Hoeveel dink julle gaan hy nog kan opgaan? Sal hy weer spring hierdie jaar? Wel, die vasteken ding, as jy 'n paar jaar terug gepraat het van vasteken, was jy gestenig. Met goeie redes, soos ons ook gepraat het, 2001 rentekoerse amper 22%, nou 21.5%. So as jy toe vasgeteken het, dan was jy nou 'n bietjie kwaad vir jouself gewees. Maar hier is die kruks van die verhaal. Rentekoerse het 'n rekord 700 jaar laagtepunt bereik in 2012. Hulle het so 'n baie interessante tydreeks die Global Financial Institution wat juist na hierdie ding gekyk het wat hulle oor 700 jaar al die leenkoerse van die mag in die wêreld wat in beheer was, bymekaar gesit het en 'n tydreeks opgestel het om te sien dat in 2012 het rentekoerse 700 jaar laagtepunt bereik. So as jy daai tyd vasgeteken het, dan was jy nou in die beste posisie seker wat jy kan wees, want ons is nou weer in 'n cycle van increase. Maar nou, soos jy sê, 'n paar jaar gelede, of nee, verlede jaar nog, was rentekoerse 5.25, ons praat nou weer van 7.25%, of 7.25%. So, om dit nou weer te doen, ek dink nie ons gaan hierdie jaar meer as 0.5% sien nie, maar histories gaan ons ten minste weer wil opgaan na omtrent, sal ek sê, 8.7% toe. So, dit sal jou eie keuse wees rondom jou huis. Daar's ander goedere, byvoorbeeld motorfietsse. Hulle vra verskriklike hoë premie. En ek was net in die begin van die jaar gevra, of so einde verlede jaar, ou wat 'n motorfiets wil koop, een van ons kliënte, toe sê ek vir hom teken vas en hy is nou baie dankbaar daarvoor. So, in hange wat se produk jy koop, sal ek dit 2 keer oorweeg, maar ons is in 'n increasing cycle en ek dink hy gaan hom nog verhoog. Baie dankie, dis ongelukkig altyd wat ons het, maar ons sê dankie vir Francois Stoffberg, ekonoom van Efficient Group, wat vanoggend by ons aangesluit het om te praat oor die rentekoersverhoging. En ek is baie spyt, ons is nie vroeër huisvriende al nie. So baie slimmer gewees het. Baie dankie François. Jy is ingeskakel op die Groot en Brei Groot FM 90.5, het geluister na Billy Ocean. Maar as jy nou op pad werk toe is, as jy op pad is om die kinders af te laai, kom ons kyk hoe lyk die paaie.